Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om na U toe te kan kom, om te weet, U het ons regverdig verklaar, U het ons vrygespreek, deurdat ons glo in U Seun en ons Verlosser, die naam van die Here Jesus Christus. Waar ons nou juis in lydenstyd begin hierdie pad stap wat U as ons Verlosser gestap het, na die kruisdood toe, na die stil Saterdag toe, na die leë graf toe, opstanding Sondag. Dit is alles te dank aan wat U vir ons gedoen het, dat ons na U toe kan kom. Dat die verhouding herstel is tussen ons en U, sodat ons met U as ons hemelse Vader kan gesels. En Here, soos U ook die eregas, so wat ons ook met hierdie een doel is as gemeenskap om by U voete te kom sit en te hoor wat U deur U Gees, deur die woord op ons harte skryf. Laat ons as U dienaars luister. Amen. Ek wil graag vanoggend by 'n lang gedeelte stil staan. Net soos verlede week, waar ons stil gestaan het by 'n groter verhaal in die Johannes-evangelie, wil ek graag vanoggend weer stil staan by 'n volgende verhaal in die Johannes-evangelie. Johannes 11 vers 1 tot 45. 'n baie bekende verhaal wat julle dalk al ken, die verhaal van die dood van Lazarus, maar ook so die opwekking waar Jesus Lazarus uit die dood uit opwek. So omdat dit weer eens 'n baie lang gedeelte is, gaan ons nie die tyd hê vandag in hierdie kort boodskap om by elke vers stil te staan nie. Maar ek nooi jou uit asseblief gerus, lees die verhaal. Ek gaan soos laasweek ook 'n paar kernverse uithaal om hierdie lyn deur te trek na ons boodskap toe vandag. En as ons na hierdie verhaal kyk, dan sien ons Jesus weet. Dis amper vir my so ontstellende verhaal, hierdie verhaal van die opstanding of die dood en die opstanding van Lazarus. Jesus het geweet. Ons lees dit in Johannes 11 vers 5. Ons sien hier dat Jesus Lazarus liefgehad het. En ons lees dit net nadat die nuus Jesus bereik het dat Lazarus siek is. Maar nog steeds besluit Jesus om te bly. Hy het met ander woorde gewag. Dis wat Jesus doen nadat hy die nuus kry dat Lazarus siek is en ons hoor dat Jesus vir Lazarus liefhet. Nie omdat hy besig was nie, maar omdat hy die reis nie wou verder vat noodwendig nie, maar ons lees in Johannes 11 vers 6 hierdie intensie van Jesus. Nadat Jesus gehoor het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae gebly waar hy was. So, teen die tyd dat Jesus by Betania aankom waar Lazarus siek is Lazarus al reeds vir 4 dae dood. So vir hierdie mense in hierdie verhaal, en ook so vir baie van my en jou, vir ons wat hierdie lees, is hierdie 'n diep ontstellende werklikheid. Want dit beteken die vraag, en ek het al baie oor gepreek, en my vraag was altyd, waarom het Jesus nie ingegryp nie? Of waarom het God nie ingegryp nie? Maar met nuwe vars oë wil ek graag vandag, en miskien het jy al hierdie vraag gevra, die vraag vra, maar terwyl God dit geweet het, Jesus het geweet wat gebeur met Lazarus, en hy het steeds nie ingegryp nie. Hoekom? Hoekom het God nie ingegryp nadat hy dit geweet het nie? Nou in die verhaal hoor ons hierdie ontstellende reaksie, en as te ware ook dieselfde vraag met Martha en Maria sit as Jesus na hulle toe kom uiteindelik. Dan sê albei van hulle, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. So dis hierdie geloofsuitspraak, maar jy moet ook dit amper lees en jy kan iets die menslikheid hier verstaan van die beskuldiging, die pyn wat met hierdie stelling te paard gaan. As U hier was, jy kon, maar jy het nie. Hoekom nie? Nou dit is die werklikheid waarmee Johannes 11 begin. En dit is ook as ons eerlik is en onsself vandag eerlik na die teks toe bring, die werklikheid waarmee baie van ons dalk tans voor God staan of dalk al voorheen by God gestaan het. So ek wil graag hierdie hoofstuk, hierdie 'n paar verse saam met ons deurgaan. En die eerste punt wat ek wil maak is om te vra om die radikaliteit van hierdie verhaal te verstaan. Moet ons tog net in die teks inklim om te sê, kom ons verstaan, probeer verstaan hoe die Joodse wêreld
gelyk het en wat het hulle gesien? Hoekom was dit so 'n radikale gedeelte, ervaring, belydenis, gebeurtenis, wonderwerk, wat afspeel in hierdie verhaal? So in die eerste eeuse Joodse tradisie is geglo dat die siel van iemand wat oorlede is, 3 dae naby die liggaam rondbly. Op die 4de dag vertrek hierdie siel finaal. Die liggaam begin dan verrot met respek. Die grens tussen lewe en dood word dan uiteindelik toegemaak dat dit onherroepelik is. Jy kan nie dit weer terugkry nie. So, dis vir my belangrik, want as ons die teks lees, dan vermeld Johannes 'n paar keer hierdie 4 dae. Hy vermeld dit spesifiek 2 keer. Ons lees dit in vers 17, waar ons lees, Jesus het toe gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Maar ook so vorentoe, vers 39, wanneer Jesus beveel om hierdie klip te verwyder, dan sê Martha, Here, hy ruik al, want dit is al 4 dae. So, ek dink dit is vir Johannes belangrik dat ons as lesers hierdie moet verstaan. Lazarus is nie net siek nie. Daar is nie net onsekerheid of grys area van of hy siek is of oorlede is, dood is nie. Dis hierdie punt van die lyn is oorskry. Daar is nie dalk miskien 'n moontlikheid dat hy gered kan word nie. Nee, hy is vir 4 dae dood. Dis verby enige menslike hoop. En ek dink dit is hoekom hierdie teologies so belangrik is as Jesus intree. Want is menslik onmoontlik, maar nie goddelik onmoontlik nie. So Jesus wag nie vir my toevallig lank genoeg vir hierdie storie nie. Hy wag totdat elke moontlike menslike verduideliking van die tafel afgevee is. Uitgeskakel is om te sê, dis nie menslike redes oor hoekom hierdie gebeur het nie. Totdat niemand kan sê, maar dis mediese rede, of dis iets wat buitengewoon gewerk het, menslik nie. Nee. Die siekte sal nie op die dood uitloop nie, lees ons as Jesus praat. Hy sê vroeg al in die verhaal, maar hierdie siekte sal uitloop op die verheerliking van God. Johannes 11 vers 4. Maar om dit te begryp, moes die mense eers verstaan hoe intens, hoe diep hierdie dood is waardeur Lazarus gaan. Hoe intens hierdie radikaliteit is van die dood. Hulle moes eers 4 dae wag. Hulle moes as te ware hulle menslike hoop verloor het. Nou dit is dikwels, miskien, hoe God werk. Nie om ons te ontstel nie, asseblief hoor my mooi, maar omdat hy verder gaan as wat ons as mense ooit dalk self kan gaan begryp en kan uitdink in ons koppe. So dit is my die eerste beginpunt, die teologie agter hierdie gedeelte, om te verstaan wat vir menslik onmoontlik is vir God juis moontlik. So as ons bietjie na die verhaal toe self gaan en ons probeer aan die ander kant staan van Martha en Maria en hulle reaksie in hierdie verhaal, dan sien ons dat beide van hulle is diep ontsteld. Ons sien dat hulle eerstens terugkyk na die verlede toe nadat Jesus opgedaag het, nadat Jesus vir 'n paar dae gewag het en opgedaag het in Betanië. Dan lees ons, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dan wil hulle kyk terug, sê Here, as U hier was, hoekom het U nie vroeër gekom nie? Maar ook so in dieselfde reaksie in Martha en Maria met Jesus, sê hulle ook, hulle kyk bietjie toekoms toe. Hulle sê, maar ek weet, hy sal opstaan in die opstanding op die laaste dag. So hierdie Martha en Maria is vasgevang tussen hierdie verlede, as hy net hier was, sou dinge dalk anders gelyk het. Maar tog het hierdie toekomstige hoop van eendag, weet ons glo in hierdie opstanding. So, dis vir my al in die teks self iets van hierdie teologiese korrekte antwoord. Martha, sy glo in die opstanding, sy het haar teologie al verstaan van God en die opstanding reg. Maar wat my baie mooi is hoe Jesus radikaal, maar ook drasties hierdie fokus herskuif, op 'n dramatiese manier. Dis asof hy haar uitruk uit die verlede en uitruk uit die toekoms uit en sê, maar kom ons fokus in die hier en die nou op wie by jou is. Hy sê, hy maak 'n aanspraak, hy sê, maar ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11 vers 25. So hierdie mag dalk vir die eerste hoorders en miskien vir ons as gelowiges ook iets bekend klink. Maar spesifiek vir 'n Joodse oor, iemand wat die eerste gemeentes hierdie gehoor het, was hierdie 'n baie dramatiese, iets baie diepseggende gedeelte, of gesegd iets wat Jesus gesê het.
So hoekom is dit belangrik? In Johannes Evangelie is daar 7 ek is uitsprake wat Jesus elke keer sê. En elke keer kom dit net met meer as 'n beskrywing, maar dit gee ook iets van Jesus se naam, sy identiteit. So wanneer God aan Moses by die brandende bos verskyn, Eksodus 3 vers 14, dan vra Moses vir God, wie moet ek sê het my gestuur? Dan antwoord God, ek is wat ek is. Dan antwoord ek is. Die naam vir God in Eksodus is ek is. Die naam is God is ek is. Nou kom Jesus in Johannes. Juist wanneer hierdie diep emosies kom tussen Martha en Maria en die dood, dan kom Jesus en sê ek is. Nie net ek is nie, maar ek is die opstanding en die lewe, sê hy. So elke Joodse gelowige, Joodse luisteraar, Joodse persoon wat hierdie hoor, sal dadelik besef, maar God, ek is, Eksodus, Jesus, ek is. Wat vir ons sê dat Jesus maak nie net hier 'n stelling oor wat hy gaan doen nie. Hy sê, hy voorspel nie net, hy sê nie net wat gaan gebeur nie, maar hy maak hier 'n baie diep teologiese aanspraak oor wie hy is. Nou gaan hy 'n bietjie verder, vers 25 van Johannes 11. Hy sê, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. So kyk mooi so, Jesus sê nie hierso, eendag sal jy opgewek word. Kyk ver in die toekoms en hou vas daaraan nie. Hy sê nie, moenie worry nie, God het 'n plan nie. Hy sê nee. Die lewe is nie 'n toekomstige belofte eers in die verte nie. Maar die lewe hier is. Die lewe hier is ek, dis Jesus. Dis nou. Ek is hier by jou, Martha, Maria. Ek is die opstanding en jy beleef en ervaar alreeds God se teenwoordigheid in die hier en die nou, terwyl jy sit met hierdie diep wroging en worsteling van jou. En dan kom hierdie interaksie bietjie verder tussen Jesus en Martha. Dan vra Jesus, waar glo jy dit? Nou, dit is vir my nie iets van, maar glo jy daar is 'n toekomstige opstanding, maar kom ons toets of die teologie reg is. Of verstaan jy die konsep wat ek nou vir jou probeer verduidelik nie? Maar dit is asof Jesus sê, glo jy dit oor my, wat hier voor jou staan? Herken jy, is jy bewus van my hier nou reg voor jou, wat jy kan raak en dan vat? Nou Martha se antwoord is iets wat baie merkwaardig is. Sy sê, ja Here, ek glo dat U die Christus is. Nou dit is vir my so mooi dat sy besef dit. Maar 'n volgende stap is, tog gaan sy nie saam graf toe nie. Dis so half ietsie van sy stuur vir Maria, miskien is die rou emosies nog te veel, ons weet nie, maar ons besef in die belydenis dat Martha glo, maar tog sien ons in die teks dat sy nie heeltemal gereed is om te sien wat geloof beteken nie, want hoekom gaan sy nie saam met Jesus graf toe nie? En dalk erken ons onsself in hierdie, ons het die regte belydenis, ons weet wat ons glo, ons bely dit, ons weet dit, maar is ons bereid om saam graf toe te stap en te gaan sien hoe lyk geloof in aksie? So nou as ons bietjie die verhaal verder volg en ons kyk na Jesus se reaksie, dan sien ons wanneer Jesus by die graf kom, is daar die kortste, die mees intenste, die mooiste vers eintlik in die Bybel, Johannes 11 vers 35. Jesus het gehuil. Nou wat dit vir my so mooi maak is, dit wys iets van Jesus se menslikheid. Dit wys iets van Jesus se verhouding wat hy gehad het, dat hy lief was vir Lazarus, Martha en Maria. Maar as ons na die teks self kyk, dan beteken hierdie iets baie meer net as hy het gehuil. Dit dui op hierdie intense, diep emosionele reaksie. Jy kan dit selfs vertaal as woede. Dis daai van, ander Griekse literatuur vertaal daai woord om te sê, dis die snork van 'n perd, of die kragtige emosie, wat iemand diep skok en ontstel. So dis daai snik, huil. Dis daai trane loop en jy snik, en dis trane wat loop, soos jy snik en huil. Dit is die emosie wat Jesus hier het. Nou ek wil tog iets van Jesus, nie net sy emosie nie, maar ook dat hy kwaad is, sien. Maar hoekom kwaad? Kwaad vir wat? Kwaad vir die dood self.
En ons kan dit dalk sê, want as ons die wye Johannes Evangelie lees, dan sien ons, die dood is 'n vyand. Dis die laaste en half mees fundamentele teken van hierdie gebroke wêreld waarin Jesus bedien. En wanneer Jesus voor hierdie graf staan van sy vriend Lazarus, dan reageer hy nie met hierdie koue afstand van 'n professionele een nie. Hy reageer met hierdie heilige woede teenoor alles wat die dood bring, alles wat die dood verteenwoordig. Dit is vir my mooi, want God staan nie ver van ons pyn af nie. Hy staan nie in die koue buite en loer deur die venster as ons deur pyn en die dood gaan nie. God kyk nie van bo af in die hemel van sy troon en sien hoe ons hier onder in die wêreld en die aarde sukkel met pyn nie. Maar God stap deur Jesus in die middel van ons pyn en hartseer in. En hy is so kwaad vir dit dat hy bereid is om dit af te breek. Hy skop die deur van die dood oop en dis wat opstanding Sondag vir ons is. Dit is hier die mooiste, diepste emosie betekenis God wat saam met ons die lewe doen. Nou ons sien dit, want Jesus kom by die graf, terug by Johannes 11, en hy beveel, rol hierdie klip weg. Ons het al gesien hoe Maria protesteer en sê, asseblief is al die 4de dag. Dan antwoord Jesus, ek het nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien nie, en dat jy sal glo nie. Klip word weggerol, Jesus roep Lazarus, kom uit. Die dood gee pad. Die persoon wat al vir 4 dae dood is, daar is geen menslike rede oor hoekom hy die doodheid sal opstaan nie. Maar Jesus, wat die deur van die dood afskop, en Lazarus uit die dood uitkom haal, is die enigste rede hoekom ons dit kan sê. Die skepper, ek is, God het gepraat, en die skepping, Lazarus, die dood gehoorsaam. Nou wat vir my mooi maak in die tyd waarin ons nou is lydenstyd, ek het nou al klaar 'n bietjie begin vorentoe kyk na Paasfees toe, na Jesus se eie dood toe, is hierdie vir ons 'n baie mooi betekenis, want ook bietjie later, 'n paar verse in Johannes, nadat Jesus Lazarus uit dood opgewek het, dan sien ons die opponente, die godsdienstige leiers, die fariseërs vergader. Hulle is glad nie beïndruk wat Jesus hier doen nie. Hulle is bedreig. Dan lees ons dat hulle finaal besluit in Johannes Evangelie, Jesus moet sterf. Nou ons moet glimlag en die godsdienstige geloofsironie is eintlik baie interessant vir ons. Jesus bring lewe, gee lewe aan Lazarus, maar hierdie daad van Jesus wat lewe gee, lei direk tot Jesus se eie dood. In Johannes Evangelie loop die pad na die lewe, die ewige lewe toe, deur die kruis. Jy kan nie die kruis omsingel nie. Jesus weet dit, maar hier die gebeurtenis van Lazarus, die opwekking van Lazarus uit die dood, is 'n wonderwerk, maar dit is ook iets tydelik. Lazarus gaan eendag weer sterf, hy sou sterf. Hy is uit die dood gehaal, maar die dood was nog nie finaal verslaan nie. Dit wys vorentoe vir ons na Jesus, wat die dood finaal van die speelveld afhaal. Om te sê, die dood is tydelik, maar nadat Jesus uit die doodheid opwek op opstanding Sondag, is die dood ook oorwin. So Lazarus se opwekking is 'n teken wat wys na Jesus se kruisdood, maar ook so sy opstanding. Dis die werklikheid waarna hierdie teken wys, waar Jesus finaal die dood kom oorwin. Dit is vir my so mooi van lydenstyd, wat ons alreeds vorentoe kyk na Paasvrydag, Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Ek sluit af. Hierdie verhaal van Lazarus laat ons met hierdie vraag wat Jesus self vra. Glo jy dit? Maar voordat ons net 'n vinnige ja sê, is ons geloofsspiere, geloofsgeheue wat sê ja, natuurlik glo ek dit. Maar moet ons ook onsself in die skoene van Martha en Maria sit. Hulle het geglo, al was hulle diep teleurgesteld in Jesus. Albei sê vir hom, as hy net hier was. Hulle verberg nie hulle pyn nie, hulle steek dit nie weg nie, hulle loop net op hulle emosie, hulle is kwaad. Ek dink hulle slaan Jesus op die bors en sê, as hy net hier was, dan sou dit anders gewees het. Nou Jesus veroordeel nie hulle daarvoor nie. Hy huil saam met hulle. Hy saam met hulle deur hierdie pyn. Nou dit is my so mooi dat Jesus stap die situasie binne. Nie met antwoorde nie, maar met sy teenwoordigheid.
Dis wat hy vir hulle sê, maar ek is hier by julle. Ek is die lewe, ek is die opstanding. Nou dit is 'n eerlike en al 'n meer volwasse beeld van geloof as wat ek kan ook self bly, ek dikwels kry. Geloof wat met ander woorde twyfel nie uitsluit nie. Met ander woorde geloof wat twyfel en die pyn saam met dit vat, maar ons vat dit na Jesus toe. Ons vat dit na ons verlosser toe, die een wat finaal hierdie pyn wegvat, toe hy homself laat kruisig het. Dat hy begrawe is, dat hy uit die dood uit opgewek het, wat maak dat my en jou pyn ook saam met hom begrawe is, dood is. En ja, ons is die Lazarus, dat ons hier en nou nog pyn het. Die dood is 'n realiteit, maar ons weet daar's 'n ewige lewe. En Jesus Christus het dit vir ons kom wys, kom gee, kom bied. Hy is dit. So ek sluit af met hierdie vraag vandag. Is jy dalk vandag die Martha in hierdie verhaal? Jy het die teologie reg, jy glo reg, jy weet, jy glo in die opstanding, maar jy staan ver van die klip af, jy het nie genoeg geloof om na die graf toe te loop nie. Jy is nie gereed om te sien wat gebeur as hierdie klip weggerol word nie. Miskien is jy soos Maria, jy val eenvoudig net vir Jesus se voete neer en jy's in sak en as in die huil, trane, lang krokodiltrane van pyn en jy het nie woorde nie, jy het net pyn en emosies. Miskien is jy soos die mense in die skare wat gesê het in vers 37, as hy maar net hier was. Hulle vra, hy het die blinde man se oë genees. Hoe kom hy nie hierdie man wat gesterf het gered nie? Maar hulle is eerlik, maar hulle is al verward oor die gebeure wat gebeur. Is eerlik met hulle vra. En die mooie ding is, maak nie saak hoe jy jouself vind, met wie jy resoneer in hierdie verhaal nie. Jesus ontmoet almal en elke een van ons. Hy oordeel niemand van ons nie, maar hy beweeg saam met ons na die pyn toe, saam met ons na die graf toe. En dit is die verskriklike, bitter, mooi, goeie nuus van lydenstyd. Dis nie dat God al ons vrae beantwoord nie, maar die goeie nuus is dat God wat voor Lazarus se graf staan en gehuil het van diep emosies, dieselfde God is wat self in 'n graf sou beland, omdat hy vir my en jou die pyn en lyding sal vat op sy eie skouers. Hy is nie 'n waarnemer van ons realiteit en ons werklikheid en ons pyn nie, maar hy is 'n deelnemer. Hy het self deur die dood geloop, maar hy het deur dit geloop en hy het opgestaan uit die dood uit. En vandag sit hy aan die regterhand van God en van daar af gee hy sy gees vir ons en is God in sy teenwoordigheid hier saam met ons, waar ons pyn en lyding beleef en ervaar. Gaan met hierdie werklikheid, gaan met Jesus Christus as 'n persoon, as die werklikheid en weet God is hier saam met jou. Kom ons bid. Here, dankie dat ons hierdie wonderlike verhaal kan lees, die wonderwerk kan lees van hoe kragtig U is. Dat U iemand is wat volledig mens geword het met pyn en emosies en hartseer, dat U lief was en is vir die wêreld, maar U so lief is vir die wêreld dat U Uself van die kruis laat vasspyker het vir ons as sondaars. Maar Here, laat U ook die graf binne gegaan het, laat U nie net van 'n afstand af waargeneem het van die dood nie, maar laat U die dood se deur afgeskop het, die graf se weggerol het, die graf se deur afgeskop het om op te staan uit die dood uit. Sodat U ook die dood as die finale, wil ek amper sê, opponent in die wêreld ook so kan oorwin. Here, dankie dat U ons deur dit 'n nuwe identiteit gegee het, dat ons kan getuig van wie U is, dat U God is, dat U ons ontmoet hier in ons wêreld waar ons is, in die kontekste en die pyn en die lyding waar ons is. Dankie daarvoor. Dankie ook sodat U Gees gegee het om ons te begelei en leiding te gee, om dalk ook ons trane en ons pyn en skete te vryf en trane af te droog wanneer dit nodig is. Want ons weet U is 'n God wat ons ontmoet, U openbaar Uself aan ons, U is 'n teenwoordige God, 'n liefdevolle God. Dankie daarvoor. Dat ons vashou aan U teenwoordigheid, aan die liefde, as U dalk ver voel in ons lewens, laat ons besef hoe teenwoordig U in ons lewe is, deur U wat U Gees gegee het vir ons. En ons vra dit natuurlik nie omdat ons dit verdien of hard genoeg vra of lank genoeg huil nie, maar selfs te dank aan U Seun en ons Verlosser, die naam van die Here Jesus Christus. Amen.
Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.